Hartlike hallo, dis weer tyd vir Ritme Digitaal, of soos my goeie vriend Stefan Joubert altyd sê, en dis sy eie woord wat hy ontwikkel het, ons gaan nou ritmeer, en hierdie is nou die digitale weergawe van ritmeer, so baie welkom, ritmeer lekker saam met ons. Wie het gedink daar kan na al die jare iets goed uit COVID uitkom? Wel, vir 7 jaar lank is ritme besig en ek wil sê danksy COVID het ons digitaal gegaan en het nooit opgehou nie, want ons het vriende reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld, so jy is so welkom by Ritme Digitaal. Dankie vir die baie terugvoer wat ons kry. Mense, dit is maar net 'n motivering vir ons, dis 'n inspirasie vir ons. So Stefan deur die land beweeg, soos ek deur die land beweeg. Ek bedoel wonderlike terugvoer van hoe hierdie inspireer, hoe hierdie bemoedig. En dis die hoofrede hoekom ons hierdie doen. Dis die hoofrede hoekom ons aanhou en nie sommer sal ophou hiermee nie. Jy is so welkom om hierdie op sosiale media te versprei na vriende en familie toe, dat ons die woord kan uitkry by mense, want dit is waaroor dit vir ons gaan. Die woord, ja, dit moet Suid-Afrika aan die brand steek, dit moet harte en lewens aan die brand steek. So geniet vanaand ook, mag dit geen uitsondering wees nie, mag jou hart en jou lewe diep aangeraak word. Hier gaan ons, geniet dit. Dag sê welkom, voorreg om saam te reis, altyd van hierdie kant van die draad af, om digitaal saam te reis, hier in 2026 in 'n nuwe jaar, soos altyd, vol uitdagings. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vandag met u woord kan besig wees. Dankie dat u woord vandag met ons kan besig wees. Maak dit 'n goeie een, Here. Amen. Dit is so, jy kan maar maak wat jy wil. Vir elke generasie is hulle generasie die moeilikste, die gevaarlikste, die slegste, die uitdagendste. Onlangs loop 'n onbekende in my vas, hy loop my tromp op, soos my oupa sal sê, hy loop my amper onder die stof en vertel vir my, dat besef ek nie, die uitdagings wat ons het, daar was nog nooit so iets in die wêreld nie. En ek sê van elke generasie sê dit. Vir elke generasie is dit die donkerste, die moeilikste, die slegste, jy noem dit, dis daai generasie. Maar ek hoor te min kere, dis die beste tyd om te lewe. Dis die tyd dat die kerk die beste kans het om die Here se woord uit te dra. Dit hoor jy nie so baie nie. Ons is meer bekend met die donker as met die lig. Ons is meer bekommerd oor wat gebeur as dinge skeefloop, as van al die dinge wat reg loop en reg gebeur. Nou dit is so, kom ons wees realisties. 2026 het ook 'n paar unieke uitdagings. KI, kunsmatige intelligensie of AI, het op 'n manier die wêreld geïnfiltreer wat ons nog nie eers die ramifikasies, die impak daarvan behoorlik kan verstaan of deurdink nie. Ek sien alreeds net op ons terrein, op die geloofsterrein, hoeveel ouens gebruik KI vir preke, vir gesprekke. Deesdae as ek op sosiale media is, dan verstom ek my hoeveel antwoorde word gegee, selfs gesprekke met my, is eintlik KI aangedrewe. Mense gebruik deesdae AI as hulle gespreksgenoot, as hulle bron van inligting, jy noem dit. En dis ook oukei, maar die donker kante daarvan, dit het 'n klompie uitdagings. En dit is so, ons wêreld het meer oorlog, meer konflik, ons is meer bewus omdat sosiale media dit so in ons gesigte neersit, van alles wat in die wêreld gebeur. En dit is so dat Christene met eens baie keuses het, wat baie kompleks raak. En die Bybel het nie altyd die 1-tot-1 antwoord daarop nie. Bedoelende, daar's nie 200 tekste om vir jou te sê, so moet jy maak as KI dit maak, so moet jy maak rondom sosiale media nie. So die vraag is, hoe leef 'n Christen in 2026 se wêreld koersvas? In 'n wêreld waar ek besluite moet neem, waar ek bly, na wat kyk ek en my kinders, hoe spandeer ek my tyd, wat is die regte keuses? Ag, daar is 1010 vrae wat ons te vra het.
En ek sien ook wanneer ons het by E-Kerk se kant so elke kort op Instagram meningspeilings, en meeste ouens vra eintlik, hulle grootste uitdaging is, hoe gee God se woord lig vir my pad? Ja, ons bely dit, Psalm 119, die woord is die lig vir my pad, die lamp vir my voet, sommer in die eerste 5 verse, en weer daarby in die vers 100 sê Psalm 119 dit. Maar hoe gebruik ek die woord? Hoe verlig die woord my pad? Wel, dit begin by my kop. Kan ek weer Romeine 12 saam met jou lees, die bekende woorde van Romeine 12 se eerste verse. My liewe familie in die Here, julle weet hoe baie God vir julle omgee. Daarom pleit ek by julle om julleself as lewende offers aan God te gee. Leef volkome toegewyd aan hom. Leef slegs vir sy applous en goedkeuring. Dan aanbid julle God reg. Moenie dat hierdie huidige tydsgees wen in julle lewe nie. Moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. Dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Julle sal weet wat is goed in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Kortom, Paulus sê glashelder, die oplossing vir wat is God se wil vir ons lewe begin by ons gedagtes. So die regte vraag is nie om te vra, hoe moet ek lewe nie, die regte vraag is, wat is God se wil? En as ek God se wil ken, die logiese volgende vraag, hoe leef ek daarbinne? En die antwoord wat Paulus onomwonde gee is, jy moet toelaat dat hier iets gebeur met jou kop. Jy moet toelaat dat God jou denke opgradeer, vernuwe, belyn met sy woord. Nou as ek 'n beeld mag gebruik uit ons taal. Jy kan nie sit met 'n 2025 kop as jy in 2026 alreeds lewe nie. Jy kan nie met laas jaar se kop werk nie. Die Heilige Gees is met 'n vars opdateringsprogram elke dag besig. En as jy my nie glo nie, gaan lees 2 Korintiërs 4, vers 16. Paulus sê, al vergaan ons uiterlik, innerlik word ons van dag na dag vernuwe. Van kop tot tone maak die Here ons elke dag nuut. Die Gees het elke dag 'n update. En dit is sy eie teenwoordigheid wat hy elke dag opdateer. Al vergaan hierdie liggaam uiterlik, al gaan ek 'n bietjie dalk agteruit, geestelik gaan ek altyd vooruit. En ek dink een van die probleme wat baie Christene mee sukkel, is dat hulle nie toelaat dat die Here hulle elke dag opdateer nie. Paulus vertel presies hoe dit werk in 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. 2 van my allergunsteling verse in die hele Bybel. Dit het my lewe van kop tot tone en van linkeroor tot regteroor en kop en hart verander toe ek dit verstaan het. Wat Paulus skryf, hy sê, die Here is Gees en hy druk af op ons. Hy sê, en hoe meer ons na die Here kyk, hoe meer weerspieël ons sy heerlikheid, hoe meer ons die heerlikheid van die Here raak sien. Nou ja, ons kan nie God fisies sien nie, dit weet ons tog in Eksodus 33 en sulke tekste. Maar wanneer ons in die geloof, bid, glo, ons oë op God rig, ons Bybelstudies doen, ons lewe op sy pad sit en die woord oordink, hoe meer sien ons in aanhalingstekens die heerlikheid van die Here. En hoe meer ons die Here sien, hoe meer word ons verander. Dit gebeur outomaties. God sê nie, jy moet dit eers weet nie. Hy sê net, kom op my pad. Dis die geheim. Wil jy weet hoe moet jy leef in 2026? Leef na God toe. Stel God eerste. Ja, almal sê dit, maar doen dit. Doen dit. Begin by die Here. Sit aan sy voete en weet dat hoe meer jy dit doen, hoe meer druk God af op jou. Hoe meer smeer God af op jou. Dis die besbewaarde geheim van die Bybel. God gee af. Soos my vingerafdrukke afgee, soos my woorde afgee, soos ek afgee op elke plek waar ek kom, so gee God af.
As ek by hom sit, gee hy af op my. As ek nou na hierdie boodskap luister, gee God af op my. Ek moet net toelaat dat dit gebeur, ek moet dit net glo. God is reeds besig hier en nou om my gedagtes, my lewe te verander. So Paulus sê, die sleutel is eenvoudig. God gaan nie vir jou 200.000 tekste gee vir die 300.000 vrae wat jy hierdie jaar gaan hê nie. Ja, want die gemiddelde ou sit met honderde vrae. Hulle het al studies gedoen wat sê 'n gemiddelde kindjie tot hier by 4-5 sit met tot 300 vrae per dag. En ons gaan nie vir elke vraag geantwoord hê en vir elke soektog 'n kitsoplossing hê nie. Maar ons het God wat sê, laat toe dat ek jou gedagtes verander. Skuif jou gedagtes na my toe. Fokus op my, sien my raak. Volg naby aan Jesus, Johannes 8 vers 12, wat die lig vir die wêreld is. Moenie na die donker kyk nie, kyk na Jesus. En Jesus sal afgee op jou. En jy sal sy heerlikheid sien. Jy sal beleef wat Habakuk skryf in Habakuk 3. Die aarde is vol van die heerlikheid van die Here. Onthou jy in Habakuk 1 het hy God nêrens gesien nie. In Habakuk 3 sien hy God oral, want hy het geleer om op God te fokus. Hy het geleer om sy lewe na God toe te skuif. En dis die geheim. Laat toe dat God jou gedagtes vernuwe. Hoe? Die antwoord is duidelik, wees met God besig. Glo dat God afgee, nou, op jou lewe, terwyl jy en ek saam hierdie woorde doen. Glo dat God op jou afgee elke keer as jy bid. Glo dat God alreeds as jy jou oë oopgemaak het, jou opgegradeer het, nog 'n slag na die Heilige Gees se standaard toe. Moenie die wêreld glo nie, moenie sosiale media glo nie, moenie dat hulle jou mentors wees nie. Laat toe dat Jesus, dat die Gees jou gedagtes vernuwe. Doen wat vir God aanneemlik is. Praat woorde wat hom opbou. Leef 'n God verheerlikende lewe. En die wêreld sal anderster wees. Jy sal anderster leef. Wanneer jy aankom by die vurk in die pad, sal jy weet, wat sal Jesus verheerlik? Wat sal sy glans laat skyn? Wat sal sy naam die beste eer aandoen? En dan vat jy daai roete. Wanneer jy 'n keuse moet maak oor reg en verkeerd, waar jy moet bly, oor inkomste, oor vriende, sorg dat dit God verheerlikende vrae is. Not what's in it for me, what's in it vir God. En jou lewe sal 'n ander tekstuur hê. 2026 sal lig en ligter op jou skouers wees en makliker beleefbaar wees. Jy gaan dan nie jou ore uitleen vir al die naysayers en die doomsday sayers nie. Jy gaan op God se pad loop. God se pad is Jesus. Jesus se pad is wat God verheerlik. Wat God verheerlik is wat ek doen. Wat gaan sy naam verheerlik? Wat gaan aan hom die meeste eer gee? Jesus is my rolmodel. Hy is die Here. Vir hom leef ek. Vir hom sterf ek. Vir hom is ek op hierdie aarde geplant. So, ek gee myself elke dag as 'n welgevallige offer. Ek fokus my lewe na God toe. Ek rig my voete op sy pad. En die res is goeie geskiedenis. Dag vir dag leef ek vir die Here. En soos ek altyd sê, ek dreig niemand nie. Ek dreig nie, ek moet meer dankbaar wees en meer vir die Here doen nie. Vandag is die dag. En ek meld aan. En ek gee my lewe vir hom. En ek aanvaar, God het my nuut gemaak. Ek glo hy gee af op my. En ek gaan dit nou afgee op ander mense. Die heerlikheid van die Here. Die liefde van die Here. Ek gaan vir Jesus lewe. Elke dag. Omdat hy my gedagtes, my hart en my hartklop het. Mag jy ook belewe dat dit nie so moeilik is om Jesus te volg nie. Dat dit nie so gekompliseerd is om agter hom aan te kom nie. Dat ons nie die hele tyd hoef te spartel en te sukkel wat is God se wil nie. God se wil is Jesus. God se wil is 'n lewe wat aan hom gewy is. En ek doen dit. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here met ons lewe. Here, ek gee my lewe opnuut vir U. Dankie dat U afdruk op my, dat U woord nou afgedruk het op my. Dankie dat soos ek my toewy aan U, is ek reeds op die pad. Leer my om elke dag dit met volharding en met toewyding te loop in Jesus se naam. Amen. Wat 'n vreugde om te kon saamreis. Mag jy ook belewe en beleef dat die Here sy wil in jou lewe laat gebeur omdat jy Jesus volg. Vrede vir jou.
En dis die woord op sy suiwerste, op sy beste, en dis die waarheid wat vry maak. So, dit is al, dis die woord. So, kom ons gaan leef hierdie. Kom ons gaan leef hierdie. Jy is baie welkom om ook vir ons te help met 'n finansiële bydrae en baie dankie vir elkeen wat gee. Dit is regtig vir ons 'n riem onder die hart en ook weer daai inspirasie en daai motivering wat ons het om die in-persoon by King Price te doen. So as jy naby Pretoria is, onthou dit, in-persoon Sondag aande 6uur by King Price by Menlyn Myn. Jy wat ver sit, dankie dat jy ons help om die in-persoon en digitaal moontlik te maak. Volg die sosiale media, die Facebookblad, Instagram, die YouTube kanaal, stuur die aan vir familie en vriende en ek hoop jy het 'n verskriklike lekker en 'n geseënde week. Totsiens.